Goeiemôre broers en susters, baie welkom by die huis van gebed. Vanaand is ek net opgewonde en dankbaar teenoor die Here vir die groot liefde wat God vir ons het. Dit baie maal neem ons alles net vanselfsprekend aan. Ons glo maar net alles moet reg wees, alles is 'n honkie dorie. Maar wanneer laas het ons regtig gaan stil sit en vir die Here gesê dankie. Dankie my God vir die son wat opkom en dankie vir die son wat sak vanaand en dan. Dankie Here vir die donker nag wat voor lê, wat is. Hy sê engele stuur om ons te behoed en te bewaar en te beskerm. Weet ons neem alles vanselfsprekend aan. Ons dink omdat ons nou kinders van die Here is of party mense dink. Ek weet regtig nie, want as jy regtig 'n verhouding met die Here het, ek dink dis wat vanaand op my hart is. Hoe is jou verhouding met die Here? Weet, daar is so baie mense wat sê hulle is Christene en ek is nie daar om te oordeel nie, dit kom my nie toe nie. Maar ek dink wat ek wil sê is, partymal moet ons net gaan stil sit en ons lewens kyk en kyk terug na jou lewe en is daar enige groei in ons lewens? Is daar iets wat ons kan sê, Here, dankie. Dankie vir die Heilige Gees. Weet hoeveel mense sê dat hy se doop met die Heilige Gees, maar jy sien nie die Gees van God in hom werk nie. Jy sien nie die lig van die Here in so 'n persoon nie. Dis net asof hulle dink dat omdat ek nog gered is en omdat ek miskien groot gedoop is en al hierdie klas van goed is my pad op pad hemel toe klaar die prys betaal. Nee my broer, dis nie so nie. Die Here sê neem jou kruis op en volg my. Dis wat belangrik is. Is om te doen wat die Here vir ons sê om te doen. Die gehoorsaamheid teenoor die stem van die Here as hy met jou praat. Ja, die Here praat met sy kinders elke dag. As jy net stil sit en luister na wat die Here vir jou sê en besef hoe lief het God ons. Dat hy sy eniggebore seun vir ons gegee het. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad. En dan kan 'n mens nie miskyk nie as ons opkyk na die kruis en ons sien vanaand die Here aan daai kruis hang. Soos wat hy werklik waar gehang het, nie hierdie prentjies wat die mense teken. En as ons regtig God sien vanaand op die kruis hang, en ons kan die liefde van die Here in sy oë sien, want hy het dit gedoen uit liefdeheid, omdat hy nie wil hê ek en u moet hel toe gaan eendag nie, omdat hy die volmaakte prys betaal het, en op 'n tyd toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Ek dink dit was die eensaamste tyd in die Here bestaan van die Here gewees. Daai oomblik toe hy die sonde geneem het, want hy het sonde in sy lewe nooit geken nie, het sonde nooit in sy lewe gedoen nie. God het die sonde geskape nie. Dis die mens wat sonde verkies. En dis hoekom dit vanaand u en my plig is om te sê, Here, vergewe my vir wat ek verkeerd gedoen het in my lewe. Om die Here 'n kans in jou lewe te gee, om te sien of die lewe nie beter gaan nie. Daar is soveel skrifte in die Bybel wat sê, beproef my. Weet, gee my 'n kans in jou lewe. Kyk of dit nie beter gaan nie. Maar ons is so geneig om, of ons verwag so vinnig, as jy iets doen vra vir die Here, dan moet dit môre in jou skoot lê. Weet, ons kan nie wag nie. En die Here is daar en sy oor is nie so te swaar om te luister nie. Die Here wil vir jou gee wat jou toekom. Jy weet, baie maal wil ons alles wat instant hê, soos instant koffie, instant sop. Dit is nie meer soos in die ou dae wat ons ouer sop gemaak het en die koffie op die koelstoof op die kant sterk getrek het, met die sakkie in en as jy hom uitgooi, dan kan jy ruik, dit is koffie hierdie. Jy weet, vandag maal die mense allerhande verskillende soorte koffies om 'n koffie te maak. Daai jare was dit net koffie is koffie. En die Here is die Here. Hy is dieselfde gister, vandag en tot in al die ewigheid. En kom ons aanbid die Here omdat hy waardig is om aanbid te word. Weet jy, daar is net niemand soos die Here nie. Daar is niemand nie. Of u dit nou vanaand wil glo of nie wil glo nie.
Daar is niemand nie. Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid. Hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand gaan net sy Vader behalwe deur my nie. En die grootste geskenk wat ons kon gekry het, is die Heilige Gees, wat ons elke dag kan herinner aan die prys vir die Here op die kruis vir ons betaal het. Kom ons vergeet dit nooit nie. Kom ons sien vanaand, of kom ons kyk vanaand met 'n ander oog na die kruis. En kom ons sien vanaand hoe het ons God op daai kruis gesterf vir ons. Sodat ons vanaand kan sit en sê, dankie Here. Dankie my God vir daai volmaakte prys wat U betaal het. Want ek glo nie een van ons kan in ons wildste drome dink, hoe het ons God op daai kruis gelyk nie. Weet, 'n mens kan imagine, jy kan dink, jy hoor van al die goeders, maar ons het dit nooit gesien nie. Maar as die skrif wat sê, welgeluksalig is hulle wat my nie gesien het nie, maar wat my lief het. Kom ons hou vas in die liefde van die Here. En kom ons groei saam met die Heilige Gees in ons binneste, om vir God eendag te kan sê dankie. Want my broer en suster, daar is net twee paaie. En ons moet kies wat se pad ons gaan stap. Gaan ons die pad saam met die wêreld loop, wat alles alright lyk, of gaan ons die pad saam met God stap, wat heilig is. Waar jy mee kan doen wat jy wil doen, maar doen wat die Here vir jou sê om te doen. So die keuse is u sin en myne. Dit hang af wat u kies vandag. Wil ek 'n pad saam met die Here loop, of wat ek 'n pad saam met die wêreld stap. Want dan gaan 'n tyd kom in jou lewe wat jy nie meer op al twee paaie kan wees nie, wat jy sal moet op een pad loop. So die keuse is u sin, en my gebed vanaand is werklik waar. Kom ons kies die regte pad. Kom ons kies die pad om saam met die Here te loop. Kom ons kies die pad om saam met die Here deur die koringlande te loop. En die are van die koring af te pluk en in ons mond te gooi. En ek sien in my gees hoe die Here so giggle vir die apostels. En ja, kom ons hoor hoe lag die Here saam met ons. Dit is nie net nodig om altyd te huil nie. Die Here lag ook saam met ons. So kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie. Dankie vir 'n dag weer, my God, wat ons saam met U kon gespandeer het. Dankie Here vir U woord. Dankie vir U Gees, my God. Dankie Vader dat ek vanaand kan weet, Here, dit is deur U liefde, U genade en U barmhartigheid. Here, dankie dat ons vanaand kan opkyk na die hemel en weet, Here, U die volmaakte prys betaal. Here, U staan vanaand soos 'n geslagte lam. En U sê vir die Vader, ek is waardig om U boek te neem. Dankie my God dat U wet in ons hart en ons verstand opgeskryf. Laat ons nie nodig op te wet boeke te hê nie. Maar laat ons weet, Here, deur U bloed, deur U liefde is ons verlos en ons eer U daarvoor, my God. Baie dankie, Here, dat ons net vir U kan sê dankie. Dankie my God dat U nog nooit nie na ons geluister het nie, my God. Here, daar gaan vanaand miljoene gebede op. En U luister na elke gebed wat opgaan. En U beantwoord elke gebed, my God. Baie dankie, Here, vir U liefde, U krag en U genade. En Here, ek spreek seën uit oor elke broer en suster. Here, mag U hulle huis seën, mag hulle familie geseënd wees. En Here, dankie vir huis van gebed. Dankie my God, dat ons kan bid en intree vir hulle wat siek is vanaand, dat U hulle sal aanraak. Here, dat U hulle gesond sal maak. Hulle wat gevange is, Here, dat U hulle sal losmaak van die werke van die vyand, Here. Ons bestraf elke werk van die duiwel in die naam van Jesus Christus. En ons bly die bloed van Jesus oor elke huis, Here. Oor elke huisgesin wat na hierdie boodskap luister. En ons gee vir U die lof en die prys en die eer. Want U alleenig is waardig om aanbid te word, my God. In Jesus heilige naam. Amen. Dankie broers en susters. Dankie dat U ingeskakel het by Huis van Gebed. My telefoonnommer is op die webtuiste. U kan my skakel. U kan net 'n boodskap los, want ek is nie altyd beskikbaar nie. WhatsApp my. En as jy 'n versoek het, dan sal ons daaroor bid. Ons het 'n bidgroep. Ons WhatsApp groep wat ons nou begin het. So ja, en ons gee die Here al die eer daarvoor, want ons kan nooit genoeg doen vir die Here nie. Daar's net te veel